Die Klein Karoo Camino is nie net 'n pelgrimstog deur die mooie landskappe nie. Daar wag ook 'n storie op die kronkeldraaie van die pad. Hulle fokus op storie-toerisme. Maar wat beteken dit nou eintlik? Wel, dis wanneer jy nie net deur 'n landskap beweeg nie, maar ook die verhale, die mense en die geskiedenis van die Klein Karoo streek saam met jou dra. Jy word deel van iets groter. Jy word deel van die storie. Die Klein Karoo Camino bewaar die unieke stories van die omgewing, terwyl hulle staptogte en fietsritte aanbied wat 'n reistog vir die siel inhou. Daar's 'n verskeidenheid roetes wat pasgemaak kan word om by elke avonturier se behoefte te pas. En hierdie keer het daardie storie nuwe vleuels gekry toe die Klein Karoo Camino ten bate van Solidariteit Helpende Hand aangepak is. Hannes Neut, uitvoerende direkteur van Solidariteit Helpende Hand, en 12 vasberade stappers het op 25 April vanjaar hul stewels vasgetrek in Oudtshoorn. Hulle het oor agterpaaie en plaaspaaie gestap, verby Duiselsdorp en De Rust en verder aan die voet van die Swartberge, tot hulle na 7 dae weer in Oudtshoorn aangekom het, meer as 120 kilometer later. Vir die Klein Karoo Camino is gemeenskapsopheffing net so belangrik so stories. Solidariteit Helpende Hand voorsien daagliks meer as 8000 liters van kos met hulle Stop Honger projek. En hierdie staptog het fondse ingesamel om die belangrike werk te ondersteun. Daar was natuurlik ook spesiale oomblikke op die pad. Die Bybelgenootskap het Bybels geskenk en skrywer Denise van Rensburg het 80 van haar katvoetverse gedigteboekies vir kinders geskenk. Hannes Neut het dit alles op 1 Mei aan Suster Annetjie Miller van Oudtshoorn oorhandig vir haar leesprojek Boeke in Blokkies. En wat is 'n Camino sonder goeie stories? Die stappers is onder meer bederf met verhale van Ban Booyens, bekende skrywer en joernalis, wat vir 'n dag saamgestap in die pad met sy stories ligter gemaak het. Die wat saamgestap het, sê eenparig, hierdie is nie net 'n fisieke uitdaging nie, maar 'n sielsverrykende ervaring wat jou laat groei en boonop gemeenskappe regtig help. Want, soos een deelnemer lekker gespot het, jy leer vinnig watter bossies werk en watter nie, maar jy leer ook hoe kosbaar die pad en sy mense is. Wil jy ook deel word van hierdie storie? Besoek www.kleinkaroocamino.co.za of www.helpendehand.co.za en maak jou eie spore en stories. Ek is Magda Pretorius, kom van Louis Trichardt af. Ek is getroud met Jan Pretorius, wat lewensversekering verkoop, en ek is 'n paaldanser. Ek is Mara de Jager, ek kom van Frankfurt af, ek is 71 jaar oud, en ek het eers 'n koffieshop hier by die dorp gehad, koppie koffie, en toe was ek bekend as die tannie met die lekkerste koek in die dorp. Toe het ek 'n quiltwinkeltjie begin, Funky Quilt and Arts, en nou lê my krag in my naaiwerk. Daar het jy dit. Okay, so ek het laas jaar Februarie maand my man skielik verloor, en ons het beplan om die Camino te gaan stap. En ek sou laas jaar afgetree het en dan sou ons dit hierdie jaar gaan doen, en toe ek hom nou verloor. En ek het ook 'n knieoperasie gehad in daai tyd, wat veroorsaak het dat ek baie moes oefen. So dis een van die redes om ons besluit te honor, het ek besluit om hierdie een te doen. Ek het dit op Facebook raak gelees. Vir my is dit om te stap en te sien. En mense is eintlik baie sterker as wat jy dink jy is. En om aan te hou, dan beleef jy die natuur, jy beleef die mense, jy beleef die gemeenskap. Daar's verskriklik baie gemengde gevoelens. Dis baie hard, maar aan die einde van elke dag kan jy sê, ek het dit gedoen, of soos wat ek gister gedoen het, ek het dit halfpad gedoen, maar jy weet wanneer jou lyf sê, dis nou genoeg. En aan die ander kant is dit geweldig vol, want jy stap elke keer saam met iemand anders. En nie soveel omgee mense, en elke mens het 'n storie. Ek is
tuiste bestuurder. Dis reg. Ek is Hans Sellerman. Ek natuurlijk kom ons altyd op Pretoria af, maar ek is op pensioen op die oomblik. Dit is baie interessant. Ek stap my hele lewe. Ek het meeste van my stappe is 5 dag stappe met vol pak. So het ek die hele land deur oral gestap. Dit was nog een van die dinge op my lys van my, ek en my vrou wou die Spaanse Camino gaan stap het, wat is sy naam? Ja, wat ook al. Ons het nooit daar uitgekom nie, maar toe het hy hierdie kom, toe dog ek, ja, laat ek maar gaan kyk. Dit is vir my heeltemal vreemd om te stap sonder 'n rugsak en sonder iets, maar dit was lekker. Ek kan net aanhou bly stap, dit is baie wonderlik geweest, ja. Ek is Rina Neet, ek is die vakadviseur van by BCVO vir al die vakke, graad 7 tot 9. En ek is getroud met Hannes en hy het die Camino aan my voorgestel en het gesê is 'n goeie tyd om 'n bietjie saam te wees. Hoe oud is jy as ek mag vra? Ek is 52. Ek is Hannes Neet en ek is by Helpende Hand en ons het besluit ons gaan hierdie projek toets. Ons wil kyk of die klein Camino werk, of dit goed is om mense te laat stap. Dit is nie altyd die fisiese armoede wat help nie, maar ook geestelike armoede, ook sosio-emosionele armoede, ook kulturele armoede. En ons toets was om te sê, maar kan die Camino so 'n bietjie 'n nasionale projek wees vanuit die Weskaap, wat aan hierdie behoefte voldoen en 'n bietjie antwoorde gee. En ja, so ek was op hierdie Camino as 'n proefkonyn vir die projek. Ek dink vir my was die hoogtepunt om amper 'n geestelike pad met myself te kan loop. Om dit wat ek in die natuur beleef, te kom deurtrek na mense lewe toe. Byvoorbeeld die treinspoor. Ek weet jy loop en dan dink jy die pad gaan aan, of jy dink die pad eindig en hy swaai net uit. En al die dwarsleers, en by tye was dit so dat iemand jou amper moes hand gee om om te kom, en alles is eintlik so tipies deel van die lewe. Ja, dit is baie waar. Ja. Ek dink dit was vir my goed, die rukke wat jy alleen was. Ek het geweet, hier's iemand kom agter, as ek hier nou so plat val, dan gaan sy my optel. Dit was die hele klompie dae was net vir my. Die hele Karoo staptog. Ja. Die hele Karoo staptog was vir my 'n hoogtepunt. Ja. Dit was vir my absolute belewenis. En 'n uitdaging vir ons op ons jare, verstaan, want dit voel net my daar moet altyd nog steeds 'n wortel voor die aan wees. Ja. En ek dink dit was ongelooflik om dit saam te kon doen en om saam herinneringe. Ja. Alright, nou wil ek gaan afsluit met ek soek dalk 'n wenk van jou af en of sê vir my eerstens, hoe gereeld oefen julle dan nou elke dag? Ek oefen elke dag. Ek oefen elke dag. En my oefenpad stop nie hier as ons môre huis toe gaan. Ja, en jou maksimum was wat jy gestap het in die oefening? So 2028. Ja. Ja, andersins op 'n daaglikse basis gaan ons so 8 na 10 km. Okay, wenke vir mense wat volgende jaar wil saamstap. Maar vir mense wat wil saamstap, Pak die lys wat jy kry. Moenie ekstra pak nie, want jou bagasie word aangery. Elke aand is dit 'n helse rigmarole om alles in die tas terug te kry. Pak wat jy moet, moenie onnodig pak nie. Moenie te veel eetgoed inpak wat jy in jou rugsakkie elke dag sit nie, want hulle sorg so goed vir ons dat jy dit nie nodig het nie. My peselgoed gaan omtrent net so terug. Ek kan dit regtig sê, so pak die minimum gemaklikste en maak asseblief seker van jou skoene. ja. Maak seker dat jy jou voete en jou kouse. skoene en kouse, dat dit reg is.
Dit is die belangrikste. Ja, en ek kan dit beaam want ek self het dit ervaar. Baie dankie dames, ek waardeer dit en dankie vir die kleur en gees wat julle na die community bring. Dankie.